Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Markus 1 verse 14 tot 28. Na 'n kort beskrywing van Jesus se doop en versoeking, stel verse 14 tot 20 Jesus se bediening en die roeping van die disippels bekend. Jesus het die meeste van sy tyd in Galilea deurgebring, 'n groot streek waar Jode en heidene saamgewoon het in hul eie afsonderlike stede. Nou Jesus se dringende boodskap van bekering en geloof in die verlossing moet vir elkeen van ons ook 'n prioriteit wees. Dit moenie iets wees wat ons uitstel nie. Die tyd om die koninkryk van God te ervaar is nou. Moenie dit laat verbygaan nie. Die term evangelie beteken blye boodskap, spesifiek rakende die verlossing wat Jesus bied. Alhoewel daar baie gepraat word van die wonderwerke van Jesus, plaas Markus die klem op die feit dat Jesus die boodskap van God se heerskappy op aarde gebring het. 'n koninkryk van liefde, genade, nederigheid, en dit is daar vir almal om te ontvang. Wanneer ons vers 15 lees, moet ons verstaan, om jou te bekeer, beteken om jou denke te verander en om sonde te verafskie. Mens kan nie net berou oor sonde hê nie. Jy moet 'n besluit neem om jou gedagtes te verander en te kies om vir God te leef. Nou geloof behels om ten volle oortuig te wees en dit spreek van verhouding en vertroue. As ons op God vertrou en hom op sy woord neem, sal ons lewens van verhouding en afhanklikheid aan hom spreek. Geloof en bekering gaan dus hand aan hand, want 1 Johannes 3 verse 4 tot 6 sê dit is onmoontlik om Jesus se boodskap van verlossing te glo en nie weg te draai van sonde af nie. Verse 16 tot 20 illustreer die roeping van die disippels. Hulle was gewone mense, sonder enige teologiese kwalifikasies. Jesus was nie op soek na iemand wat een of ander titel beklee nie. Hy het hulle gekies, sodat hy deur hulle kon werk. Hy nooi hulle om hom te volg, wat die kern van Christendom verteenwoordig. Nie teologiese stelsels of reëls nie, maar om Jesus te volg. Sien, wanneer ons Jesus volg, dan doen ons wat hy doen. Jesus was die grootste visser van mense, en hy wou hê dat ander geleidelik die werk moes doen wat hy gedoen het. Die volgende gedeelte fokus op Jesus se bediening in Galilea. Die Jode het op feesdae en op die Sabbat in sinagoges bymekaar gekom om te bid en te luister na die voorlesing van die skrif en kommentare oor die teks. In verse 21 en 22 lees ons dat Jesus dadelik op die Sabbat die sinagoge binne gegaan het en hulle onderrig gegee het. Dit wys vir ons dat Jesus met gesag opgetree het. Hy het die geleentheid gebruik om hul te leer. Alhoewel ons nie besonderhede van sy onderrig het nie, lees ons dat hy beïndruk was met sy leer. Jesus het nie soos die skrifgeleerdes sonder vrymoedigheid gepreek nie. Hy het 'n goddelike boodskap gebring. Jesus se gesag het voortgevloei uit sy onderwerping aan die Vader. In verse 23 en 24 lees ons dat die onreine gees Jesus se lering onderbreek. Daar was 'n man. Hierdie man was nie onrein nie. Hy was besete deur 'n onreine of gees of 'n demoon. Die demoon was duidelik bekend met die heiligheid en mag van Jesus se teenwoordigheid, want die vraag verklaar dit: Wat het u met ons te doen?
het U gekom om ons te vernietig. Terwyl diegene wat na Jesus geluister het, gewonder het oor sy identiteit, was die bose gees ten volle bewus van wie Christus is. Jesus is die Heilige van God. Die demoon erken Jesus as goddelik, net soos wat die skrif dit bevestig. In verse 25 tot 28 sien ons dat Jesus die onreine gees bestraf. Hy dryf nie die persoon uit nie, maar die onreine gees. Hy maak die demoon stil. Hy maak ook nie 'n groot ophef daarvan nie. Hy gebruik bloot die gesag van God. Die wat dit aanskou het, is verbaas en vreesagtig tegelyk, want hulle het heel moontlik besef dat die lering wat Jesus gebring het, ook bevryding bewerkstellig. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.